Goeiemôre vriende, so hier aan die begin van 'n nuwe week is vandag 30 Junie, kan jy glo, is die einde van die maand 2025. Ek hoop regtig vriende, julle het 'n lekker week wat voor julle lê. Lyk my die winter is nou so lekker op ons. Ons maar tyd van seisoene, so dit moet dan nou daar wees dat ons dan 'n week in vol raak. Nee, maar mag dit vir julle 'n wonderlike week wees. 'n Week vriende vol wonderlike uitdagings, en wanneer julle wysheid kort kom, vra dit vir julle pa. Vra vir julle pa vir wysheid, dat hy deur sy gees vir julle wys wat se besluite julle moet neem. Kom ons raak net so vir 'n oombliekie stil. Heilige Gees, ons is so min stil in hierdie gejaagde lewe waarin ons is. Ons wil eintlik altyd probeer om al die stiltes vol te maak. En is eintlik juis in die stiltes wanneer ons U toelaat om met ons te praat, Here. Here, praat ook so vandag met ons, terwyl ons soms so saam met mekaar 'n paar gedagtes deel uit die woord uit. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees met julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, ja, dan gaan ons aan hierso in Spreuke 29. Dan sê hy die volgende hierso, ons het nou so 'n bietjie stil gestaan by die land en al daai goedjies. Nou kom hy by 'n volgende een uit, waar hy sê vers 5, 'n man wat 'n ander vlei is besig om hom in 'n struik te laat loop. Man wat 'n ander vlei is besig om 'n struik te laat loop. Nou, so as iemand, baie keer vlei jy iemand baie keer vlei iemand anders eintlik om daardie persoon te manipuleer, né? Jong, jy lyk nou so mooi, wil jy nie dit vir my doen nie? Verstaan jy, hoor dan daai tipe vleis oneg. Is oneg. Dan vers 6 waarby ek so klein bietjie wil stil staan. 'n Mens se sonde is sy grootste gevaar. Iemand wat reg doen, kan vrolik sing. 'n Mens se sonde is sy grootste gevaar. Nou interessant, die tema, of ons kan eintlik maar sê die missie van ons gemeente is Romeine 12, die eerste 2 verse. Waar Paulus dan sê, hy sê jy is op grond van die groot ontferming van God, gee jouself as 'n lewende en heilige offer wat vir my aanneemlik is. Dis die wesenlike van die godsdienst wat jy moet beoefen. En dan kom hierdie volgende versie wat nou aansluit. Hy sê, moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie. Moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie. Hierdie vers sê, 'n mens se sonde is sy grootste gevaar. Vriende, die dilemma met sonde, ek hoef nie vir julle al die fasette van sonde uitlig, ek en jy ken dit nou, né? Maar weet julle wat is die gevaar van sonde? Sonde maak, as ons na Adam en Eva toe vat, wat het gebeur? Hulle het altyd saam met God gewandel, né? Altyd saam met God. Die oomblik toe hulle droog maak, wat doen hulle? Toe gaan steek hulle self weg. Toe onttrek hulle van die saamwandel met God. En vriende, dit is wat sonde doen. Maak nie saak op watter vlak dit lê nie. Dit is mos nou verskeidenheid vlak. Sonde maak, vriende, dat ek en jy skaam voel. Want ek en jy weet mos nog wat dit is. Dit is nie asof ek en jy nie weet wat dit is nie. Die oomblik wanneer ons droom maak, vriende, weet ek en jy weet dit is. Dit is ons gees, want die Heilige Gees is mos hier binne ons. Ons gees weet, die Heilige Gees binne in ons, daai stemmetjie wat sê, hoorie, jy weet mos nou, jy moenie dit doen nie. Moenie dit doen nie, want nou doen ons dit, né? So daai wanneer ons sonde doen, dan is dit asof ons wil gaan wegkruip vir God, né? En wat maak dit? Die sonde maak dan dat daar 'n verwydering kom tussen jou, my en God. Nie dat God jou los nie, nee, maar jy wil jou amper al van God distansieer.
Ek en jy wil soos Adam en Eva gaan wegkruip. Jy wil net nie met hierdie lewende God nou in aanraking kom nie, want jy's besig om hierdie sondaatjie wat hy ook al is jy besig om te koester. So dit is baie moeilik om by God in die oë te kyk as ware. Is baie moeilik om te bid. Is baie moeilik om die Bybel te lees, liewe vriende, om te wandel saam met God. As daar iets is wat jy vir jou siel weet, maar jy's nou besig met die verkeerde ding en jy's mos nou is jy besig met die lewende God. Daai twee goed gel net nie lekker nie, né? 'n Mens se sonde is sy grootste gevaar. En vriende, dit is waar. Ek en jy kan ons nou daarvan getuig. Ek bedoel, as jy met die verkeerde goed doenig is, dan kom ek en jy nommer 1 nie uit om die Here te loof en te aanbid op 'n Sondag nie. Dis die laaste plek waar ek en jy wil wees, want dit herinner ons aan hierdie ding wat verkeerd is. So die eerste ding wat gaan, is jy loof en aanbid God nie meer nie. Jy bly weg van die gemeenskap van gelowiges. Jy sal wegbly van 'n sel af. Dis die een ding, 'n selgroep, 'n klein groep. Jy sal wegbly daarvan, want dit het nou te doen met die dinge van die Here, en jou verhouding met die Here is heeltemal op 'n ander trek nou. Jy kan nie nou jy ignoreer dit nie. Jy gaan ook nie daarbey betrokke wees nie. Die derde ding wat val is natuurlik, jy kom ook nie meer by die woord van die Here uit nie, want jy wil nie uitkom nie, want jy weet wat daar gaan in staan. So hy gaan ook. Die vierde ding wat gaan is dat jy wil ook nie eintlik meer praat met die Here nie. Hoekom? Want hoe praat jy nou met God as jy 'n groot ding binne in jou is wat nie lekker is nie? So julle sien, vriende, wat doen sonde? Sonde maak dat ek en jy al hoe verder en verder begin wegbeweeg van God af. Waar die ander kant is natuurlik baie waar. Wanneer ek en jy 'n lewe lei in ooreenstemming met God se woord, is daai liewe vriende, dis ek en jy wil dan nader kom aan God. Ons wil meer leer van God. Ons wil meer praat met God. Ons wil graag die Here gaan loof en aanbid. Ons wil graag in 'n klein groep wees. Ons wil, julle verstaan. So sonde bring skeiding. Wanneer ek en jy saam met God, en natuurlik maak ons droog, vriende. Dit is so, né? Ek en jy maak droog. Maar ek gaan sê vir God, jy's jammer, en probeer dat die beste van jou vermoë met die hulp van die Heilige Gees nie weer daai ding te doen waarmee jy besig is wat verkeerd is nie, né? Ek dink dit is geweldig belangrik dat sonde bring verwydering, en wanneer ek en jy met die Here 'n pad stap, liewe vriende, wil ons al hoe nader en nader aan hom kom. En dit is dan wanneer die Vader en Jesus en die Heilige Gees binne in ons gestalte kry, en wanneer daai vrug van die Gees al hoe meer raak binne in jou en met my, né? Ek het gister vir julle gesê, toe ek Sondag gepreek het, ek op die einde het ingebring het van die daai wat Elisa van Elia vra, gee my 'n dubbele deel van die Gees. Dat ons vir Jesus ook vra, Here, gee my 'n dubbele deel van u Gees. En 'n dubbele deel van daai Gees is om dubbel geduld te hê, is die vrug van die Gees. Om dubbel geduld te hê, om dubbel goedhartigheid te hê, om dubbel getrouheid te hê in jou huwelik, in jou verhouding, met jou werk, met mense. Om dubbel vrede te hê. Jy moet altyd vrede bewerkstellig. Om dubbel vreugde te hê, om dubbel vriendelik te wees, om dubbel liefde te bewys, om dubbel nederig te wees, om regtig jou en die ander persoon, om dubbel selfbeheersing te hê. Die ou bose is daar, vriende, hy kan nie ons maak 'n ding doen nie, hy kan die verleiding daar sit, die versoeking daar stel, ek en jy val daarvoor, né? 'n Mens se sonde is sy grootste gevaar. Kom ons vra vir die Here om ons te help, om altyd agter hom aan te stap en die regte pad saam met hom te stap. Laat hy jou denke vernuwe, soos Paulus sê in Romeine 12. Laat hy jou denke vernuwe, sodat jy kan weet wat reg is, wat van goed, aanneemlik en volmaak is. Mag julle God se liefde ervaar, Jesus se genade ervaar en die Heilige Gees se teenwoordigheid ervaar.